Goeiedag julle. Vandag is dit Kolossense 2 en dit handel oor in Christus is die volheid. Moenie laat iemand julle beroof nie. Here, bewaar ons harte, dat ons nie deur mooi woorde weggeroof word van U af nie. Wys vir ons die rykdom in Jesus Christus alleen. Amen. Ja, oom Piet sê net eenvoudig in kort woorde dat Paulus het gehoor die mense in Kolosse word so bang gemaak. Sommige sê jy moet streng by die reëls hou. Ander sê jy moet engele aanbid en die sterre aanroep en diep drome najag. Dit klink geestelik, vreeslik, geestelik, maar dit maak 'n Christen klein. Paulus sê pas op, julle het alreeds klaar alles in hom. Dit is volbring, dit is afgehandel. En vandag gaan Jolien vir ons Kolossense 2 lees. Dankie Jolien. Goeiemôre. My naam is Jolien Leroux en ek lees uit die brief van die apostel Paulus aan die Kolossense en dit is hoofstuk 2. Want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het en oor die wat in Laodicea is en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie. Dat hulle harte vertroos mag word deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rykdom van die volle versekerdheid van insig om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Die Bybel is maar 'n klein boek en dit met soveel waarhede bevat, dat baie daarvan is verborge, omdat so kortliks genoem word. Maar Vader het ons beloof, as ons soek na die waarheid, dan sal die Heilige Gees vir ons daarin lei en dit vir ons oopmaak. Nou lees ons hier vermaning teen valse leringe, en dit is vers 4. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, tog is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus, die Here, aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, in wie julle ook besny is met 'n besnydenis, wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. Vers 13. En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesneedheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of Sabbat nie.
wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van julle prys beroof nie. Al sou hy behaag hê in nederigheid en verering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaase wees deur sy vleeslike gesindheid, en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saamgebind word en so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie? Almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense, wat, alhoewel dit in skyn van wysheid het, 'n eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Dit is die einde van die hoofstuk en ons kan sê amen. Nou, met dit gelees, kom ons kyk wat staan daar geskrywe in ouma se woorde, plain Afrikaanse woorde. Ouma sê, luister julle, in Christus het julle alles. Julle hoef nie nog iets te soek nie. Ouma se kleinkinders het kom kuier. En ouma het 'n groot blik met die lekkerste beskuit gebak, vol tot heel bo teen die deksel. Maar die kleintjies staan by die kombuisvenster en kyk na die bure se kinders, wat droë broodkrummels langs die pad soek. En ouma roep hulle, my kinders, wat maak julle? Kom kyk hierso. Sy maak die blik beskuit oop. Die geur van botter en anys vul die hele kombuis. Hoekom soek julle krummels daar buite, as hierso by my 'n vol blik beskuit is? En Paulus sê presies dieselfde in Kolossense 2 vers 8 tot 10. Moenie dat mense julle wegrokkel met mooi praatjies en ekstra reëls en geheime wysheid nie. Moenie. Julle het nie krummels nodig nie. In Jesus is die hele blik vol. Julle het die volheid in Jesus Christus. Julle is al diep gewortel soos 'n lemoenboompie daar in ouma se tuin. Julle hoef nie elke dag oorgeplant te word nie. Ouma sê weer en sy sluit af. Kolossense 2 vers 10. En julle het die volheid in hom. In hom woon al die volheid van die godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom. Julle is besny met 'n besnydenis, nie met hande gemaak nie. Julle is saam met hom begrawe in die doop, en julle is saam met Jesus opgewek deur geloof. Jesus het die skuldbrief teen ons uitgewis en aan die kruis vasgespijker. Moenie dat iemand jou anderster vertel as wat die waarheid is nie. Jesus het die prys betaal. Jy moet hom net aanneem. Moenie dat iemand jou oordeel oor kos of drank of Sabbat nie. Dit is skaduwee. Christus, Jesus, is die liggaam self. Moenie jou prys laat afneem deur nederigheid en engelvereringe nie. Hou vas aan die hoof, Jesus, uit wie die hele liggaam groei. En ouma sluit af met 'n gedagte wat sy so die lig inskiet. Sy sê, watter ekstra reël of ervaring probeer jy byvoeg om meer geestelik te lyk of te voel, terwyl God sê, jy het reeds die volheid in Christus. Dit is hoekom God sy seun gestuur het om gekruisig te word vir jou, sodat jy die volheid van hom kan ontvang. Is jy gewortel in Christus, of word jy heen en weer geskit deur elke nuwe lering? Here, bewaar ons harte, dat ons nie deur mooi woorde weggeroof word van U af nie,
Wys ons die rykdom in Christus alleen asseblief, Vader. Dankie dat ons volkome is in Christus. Help my om in hom gewortel te bly en nie te dwaal nie. Tot eer en verheerliking bid ek dit in die naam van Jesus. Amen. God se woord is waarheid. Sy liefde is diep. Sy genade is groter as wat ek kan begryp. Ek gee my hart aan die Here alleen. Ek is 'n kind van die lig. Ek behoort aan hom. My liggaam is 'n tempel. Sy gees woon nou in my. Ek is duur gekoop deur liefde. Ek is deur genade vry. Ek wil nie lewe verdonker. Ek wil nie dwaal en skyn. Alles wat ek doen, o Here, moet U naam verheerlik in my. Ek oordeel nie my broer nie. Ek meet nie met harde maat, want dieselfde maat waarmee ek meet, sal weer voor my staan. Ek is 'n kind van die lig. Ek loop nie meer alleen. Jesus het my hart gevind. Sy bloed het my gereinig. Ek is 'n kind van die lig, 'n erfgenaam van die Heer. Sy genade dra my vorentoe. Sy liefde bring my weer. Dis nie net wat ingaan, wat my lewe onrein maak, maar woorde uit my binneste, wat ander harte raak. Bewaar my tong, o Vader, bewaar my hart en hand. Laat liefde uit my lewe vloei, soos water oor droë land. As ek val, dan kom ek terug. Ek bely my sonde weer, want U is getrou en regverdig. U reinig my, o Heer. Ek is 'n kind van die lig. Ek loop nie meer alleen. Jesus het my hart gevind. Sy bloed het my gereinig. Ek is 'n kind van die lig, 'n erfgenaam van die Heer. Sy genade dra my vorentoe. Sy liefde bring my weer. Aan die kinders behoort die koninkryk. Dit is God se belofte woord. Hoe mooi is die Here Jesus. Hoe sag klink sy stem wat roep. Almal wat sy naam aanroep, sal genade by hom vind. Hy ontvang die opregte harte, soos 'n vader sy verlore kind. Bedroef nie die Heilige Gees nie. Hy lei ons in waarheid in, waar liefde, vrede, sagmoedigheid as vrugte in ons begin. Vergewe soos hy vergewe. Wees stadig om te slaan, want God is die regverdige regter. Voor hom sal almal staan. Hy roep jou naam, hy hou jou vas. Kom na die lig, sy liefde wag. Ons sal voor Christus verskyn, voor die regterstoel
Maar wie in Jesus bly volhard, staan in genade voor sy gesig. Die prys is klaar betaal, die lam het oorwin. My naam is in sy boek geskryf, ek is sy verloste kind. Ek is 'n kind van die lig, ek is 'n kind van die lig. Ek loop nie meer alleen, ek loop nie meer alleen. Jesus het my hart gevind, sy bloed het my gereinig. Ek is 'n kind van die lig, ek is 'n kind van die lig. 'n erfgenaam van die Heer, sy genade dra my vorentoe. Sy liefde bring my weer. Ek is 'n kind van die lig, ek kies die waarheid nou. Ek sal die naam verheerlik met alles wat ek doen. God se woord is waarheid, sy liefde bly, sy liefde bly. Sy genade is groter as wat ek kan verstaan. Ek is 'n kind van die lig, ek behoort aan hom. Jesus my verlosser, u het my huis toe gebring.